Hier is 'n hartverskeurende voorbeeld van 'n pa wat sy seun uit sy wegkruipplek lok, na beide hul dood. Wat kan lei tot 'n pa wat sy seun dit sal aandoen? Toe Ramo Osmanovic deur gewapende soldate gedwing is om sy seun Nermin tydens die Srebrenica volksmoord in Julie 1995 uit sy skuilplek te roep, het sy gemoed waarskynlik akute vrees, diepgaande sielkundige dwang en die ineenstorting van enige rasionele hoop ervaar. Onder uiterste dwang breek menslike verwerking af in ernstige traumareaksies. Kod koga, kaži? Kod Rame! Pa jevo te Ramo, kaži kod Srba. Kod Srba! Tako, kaži kod Srba. Kod Srba kažiš. Sve još vikati. Srba, slobodno! Nermine! Hajde dolam, ja sam dolam, slobodno kod Srba! Dit kan net as hartverskeurend beskou word en iets wat mense in ag moet neem in sulke vreeslike omstandighede. Hoe kan daarteen gewaak word? Die Bybel leer dat gelowiges nie moet vrees wanneer hulle 'n gewisse dood in die gesig staar nie. Psalm 23 vers 4 sê dat selfs wanneer 'n mens deur die donkerste dal of die skaduwee van die dood wandel, 'n persoon geen onheil moet vrees nie, want God is met hulle. Romeine 8 vers 38 tot 39 verseker gelowiges dat niks, nie eens die dood nie, hulle van die liefde van God kan skei. Job 14 vers 5 verduidelik dat die menslike lewe deur God bepaal word en perke het wat nie oorskry kan word nie. En Johannes 11 vers 25 tot 26 deel Jesus se belofte dat elkeen wat in hom glo sal lewe, selfs al sterf hulle. Ons moet tog hierdie les hieruit leer. In tye van aanslag moet ons nie ligtelik en met groot versigtiging net enige waarborge glo nie. Wees baie versigtig met jou vertroue. Daarom is dit belangrik om by 'n instansie soos die Suidlanders aan te sluit en in te skakel, sodat jy saam met ware vriende, familie en volksgenote is wat jy nou al leer ken, en saam een groot familie vorm, wat mekaar kan beskerm en dra in sulke tye.